Daar was ook 'n aantal Grieke onder die mense wat fees toe gekom het om te aanbid. Hulle het na Filippus wat van Betsaida in Galilea afkomstig was gegaan en vir hom gevra: "Meneer, ons wil Jesus graag ontmoet." Filippus het gegaan en dit vir Andreas vertel. Andreas en Filippus gaan toe en sê dit vir Jesus. Daarop sê Jesus vir hulle: "Die tyd het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my liefhet verloor het, en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my liefhet nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is ek diep ontsteld. En wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur? Maar juist hiervoor het ek gekom, vir hierdie uur. Vader, verheerlik U naam. Toe daar 'n stem uit die hemel gekom: Ek het my naam verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. Die mense wat daar gestaan het en dit gehoor het, het gesê dat daar 'n donderslag was. Ander het gesê 'n engel het met hom gepraat. Toe sê Jesus, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Ons is in Jesus Stories deel 64 en ons weet nie waar die einde is nie, maar ons prys die Here vir die genade om al by 64 te wees. 'n Kerk se hoofdoel is om mense aan Jesus voor te stel sodat hy hulle kan red en hulle sy disippels kan word. Dis wat 'n kerk moet doen. Al die ander goeters is vrug. Dis ons hooffokus. So enige iemand wat die redding in sy lewe van Jesus Christus beleef het, het 'n prioriteit hieraan in sy lewe. Om mense aan Jesus voor te stel. Mense na Jesus toe te lei. Want sy wil vir jou is dat jy hom sal ken. En ons leer Jesus ken deur te kyk na wat hy gesê het en wat hy gedoen het, en wat hy gesê en wat hy gedoen het, was net om te sê wat sy Vader te sê, en net gedoen wat sy Vader gedoen het. En so het hy vir ons gewys wie hy is. En hoe hy werk. Hy het nie 'n plan vir jou lewe nie. Hy het 'n plan vir die wêreld. En hy red jou om jou deel te maak van sy plan vir die wêreld. Die lewe gaan nie oor jou nie, dit gaan altyd oor hom. En dis hoekom Jesus hier was, om dit vir ons te leer. Die lewe gaan nie oor ons nie, en selfs in Christendom het dit so ingekruip, in die kerk veral vandag, dat ek moet daarvan hou wat daar gesê word. My stoel moet sag genoeg wees, my koffie moet op tyd wees. En baie keer mis ons die punt totaal en al, en maak ons God oor ons gaan. Dis waar die hele stelling vandaan kom van God het 'n plan vir jou lewe. Jeremia 29 vers 11, wat God met 'n hele volk praat, sy uitverkiesde volk, en ek pas dit sommer net op my as 'n individu toe. Die Here het 'n plan vir my lewe. Ons is geneigtheid om dit te doen, want dit is in ons natuur. As daar een stelling is, wat vanoggend vir my uitgestaan het, of wat in hierdie week vir my uitgestaan het, bo al hierdie goeders, is dit hierdie een wat Jesus gesê het. Hy het gesê, wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Ons het 'n krisis. Ons word almal selfsugtig gebore. En nou kan jy sê, ja, maar daar's 'n goeie kant aan selfsug, ons sal nou daarna kyk. Maar daar's 'n verskriklike slegte kant aan selfsug. Jy weet jy word selfsugtig gebore, want jy sê gewoonlik myne en self, voordat jy leer om mamma te sê. Selfsug is 'n afskuwelike ding vir baie mense, veral as jy dit raak sien. En ons sien dit so maklik raak. Weet jy hoekom? Want jy ken dit so goed. Daar's niemand wat nie ewen of van 'n tyd in sy lewe selfsugtig was of is nie. En dit steek nog steeds kop uit. Maak nie saak of jy 'n Christen is nie. Ons sien dit so maklik aan ander mense raak. Die eenvoudige definisie van selfsug is, ek prioritiseer myself bo enigiets anders. Ek prioritiseer myself bo enige behoefte rondom my. En as dit kan walglik raak. Dit kan so raak dat jy sê, ek wil niks met hierdie persoon te doen hê nie. Die probleem is, dis ons verstekposisie waarmee ons in die lewe inkom. Dis asof ons gedoem is, voordat ons 'n kans gehad het. Want ons kom so in die lewe in. Die goeie kant van selfsugtigheid is daai kant van, dit is goed vir my, want dit tree selfbeskermend in my lewe op. Ek maak daarom seker, ek is ook okay. Maar voor jy jouself kry, gebruik jy dit as 'n verskoning om jou selfsug te regverdig. Want waar trek jy nou die lyn? Wanneer is ek nou net selfverdedigend of selfbeskermend, en wanneer is ek nou eintlik 'n selfsugtige mens?
Dis 'n vaag ene. Waar is die lyn? Daar is nie 'n lyn nie. Daar's 'n persoon. Jesus het nie net gelei, is verwerp, het homself oorgegee, is aan 'n kruis vasgeslaan en is dood vir jou nie. Hy het ook vir jou gelewe. En partykeer maak ons nie 'n groot ding daarvan nie. Dis eintlik waarvan ons 'n groot ding moet maak. Die een is net so belangrik soos die ander een. Hy het vir jou kom wys wat jy moet doen. Dis 'n persoon wat jy moet ken, wat jy volg, wat jou wys hoe om te leef. Dis 'n persoon wat jou kom nuut maak in jou binnekant. Jy is gebore met 'n selfsugtige hart, met 'n begeerte vir jouself waar jy jou grootste prioriteit is. Hy kom en hy red jou en hy sit binne in jou 'n begeerte vir God. En hy leer jou dan hoe om te leef. En dan verander alles. Dan verander jou hele perspektief op die lewe. Dan vat selfsugtigheid die agterste sitplek. Hy steek nog kop uit nou en dan. Maar hy is nie meer die een wat die gitaar slaan nie. Hy is nie meer die een wat prominent is nie. Jesus, ons praat tot vandag toe nog van Jesus vir hierdie rede, dat hy die onselfsugtigste mens was wat nog ooit bestaan het. Hy het opgedaag net om te sê wat sy Vader sê en te doen wat sy Vader doen. Hy was hier net vir sy pa se agenda, nie vir sy eie plan vir sy lewe nie. Vir God se plan vir sy lewe. En hy het dit geleef. En hoekom het hy dit geleef? Om vir my en jou te wys hoe om dit te doen. Hy was nooit op 'n plek van bekommernis en angs en vrees nie. Hy was nooit op 'n plek van onsekerheid nie. Want dis die wortel van selfsugtigheid. Dis vrees. Ek is bang ek gaan nie genoeg hê nie. Angstig, ek weet nie wat gebeur môre nie. Ek moet vashou aan wat ek het. Dit wat ek bymekaar maak is my sekuriteit. Ons praat nie net van geld en besittings nie, ons praat van alles. Jesus se lewe was nooit in sy eie hande nie. Nooit. Sy lewe was die hele tyd in sy Vader se hand. En dit was die enigste manier vir hom om 'n onselfsugtige lewe te leef. Sy vertroue was die hele tyd in God. Hy het nooit oorgegee aan die vrees en die angs en die dreigemente van die aardbol nie. Sy lewe was nooit in sy eie hande nie. Hy het ons kom wys hoe om dit te doen. Die opskrif van vandag se storie kry jy net in die boek van Johannes van die 4 evangelies. Dis nie in Matteus, Markus, Lukas of Johannes nie. En vandag se storie glo ek het donderdag gebeur. Ons is in die laaste week van Jesus se lewe en ek glo dit donderdag gebeur. Ek gaan nou vir julle sê hoekom ek dit glo. Johannes het nooit sy evangelie kronologies geskryf of ons net te vertel wat daar gebeur het nie. Hy het eintlik vir ons die betekenis uitgelig aan alles wat Jesus gesê het en gedoen het. So as jy Johannes lees, gaan jy nie 'n kronologiese storie van Jesus se lewe kry nie. In elk geval is 2/3 van die boek van Johannes gaan net oor die laaste week van Jesus se lewe. Die ander ouens wat die ander evangelies geskryf het dit geskryf om vir ons so akkuraat as moontlik te sê wat was Jesus se lewe op aarde. Ek glo hierdie donderdag gebeur. Dit is donderdag. Ons het nou van maandag af het ons nou al deurgewerk. Ons werk nog die hele tyd deur Jesus se lewe, maar ons is nou al lank in hierdie laaste week. Maandag het hy op 'n donkie ingery in Jerusalem en Dinsdag het hy die geldwisselaars se tafels omgegooi in die tempelterrein en hy het wonderwerke gedoen en die mense geleer. Woensdag het hy met die fariseërs die vloer gevee en hy het 'n klomp profesieë gemaak oor die toekoms. Die aand het hy sy gesalf juis vir sy kruisiging, Woensdag aand. Vandag is ons by donderdag. En Johannes gee vir ons hierdie storie wat eintlik 'n briljante storie is. Wat eintlik 'n so ryk storie is as ek genoeg tyd het om spandeer, gaan ons tot vanmiddag 3 uur wees. Maar ek gaan regtig my bes probeer. Ons weet nie hoe laat het Jesus hierdie gesê nie. Ek glo net dit was donderdag. Daar was ook 'n aantal Grieke onder die mense wat fees toe gekom het om te aanbid. Nou, die fees is die Paasfees. Dis Paasfees. Donderdag begin die Paasfees. Donderdagoggend. En hierso is Grieke. Nou, jy moet weet, daar was God se volk en daar was daar goddelose mense. Almal het in die goddelose kategorie geval. Maak nie saak of jy 'n Romein was, of jy 'n Griek was, of jy 'n Arabier was, of wat ook al ander nasie jy was nie. Jy was 'n heiden, wat beteken goddeloos. En Joodse mense wat uitgekies is deur God het nie gemeng met Joodse mense nie. Maar daar was tog in die aardbol op daai stadium 'n beweging onder heidene nasies wat begin belangstel het in die Joodse gode. So hulle sou jaarliks ook na die Paasfees toe gekom het en soos ons weet was die tempelterrein
het 'n buitearea gehad wat 11 hektaar groot was, wat genoem was die area vir die heidene. Wat 'n profesie was uit die Ou Testament is dat dit is hoe die tempelterrein sal lyk. En die heidene nasies kon daar beweeg het. Dis waar Jesus die tafels van die geldwisselaars omgegooi het. Dis waar Jesus wonderwerke gedoen het en die mense geleer het. Meeste van sy tyd was sy laaste week van sy lewe het in daai area spandeer. En hier sien ons is daar Grieke ook in die mix. Daar was 'n aantal Grieke. Maar daar was altyd konflik. Moenie aan 'n Jood raak nie. Moenie met hulle praat nie, moenie naby hulle kom nie, want as ek aan hulle raak, is hulle onrein en dan moet hulle self seremonieel gaan reinig. Moenie naby hulle kom nie. Ons is nie welkom by hulle nie. En ons lees, hulle het na Filippus, wat van Betsaida in Galilea afkomstig was, gegaan en vir hom gevra, meneer, ons wil Jesus graag ontmoet. Nou, hoekom gaan hulle na Filippus toe? Filippus is 'n Griekse naam. Kom uit die Griekse kultuur of agtergrond uit. En Betsaida was 'n dorpie aan die kus van Galilea, van die see van Galilea. En Betsaida beteken in die woordjie in sy eenvoudigste beteken huis van visvang. Dit was 'n Joodse dorpie, maar hy het gestaan onder 'n sterk Griekse invloed. Filippus het self 'n Griekse naam gehad. Wat beteken hy het 10-1 ook Grieks gepraat, of hulle taal verstaan ten minste. En hulle kon met hom identifiseer, want hy kom ook van Betsaida af. Hulle het van gegaan en gevra, meneer, ons wil Jesus graag ontmoet. So hulle gaan en hulle sê, ons weet ons is heidens, maar ons wil hierdie Joodse rabbi ontmoet. Hoe gaan hulle vir sê? Ons gaan nie handskud nie, want hulle is heidens. Sou nou typies in die Joodse, hulle sou typies nie regtig tyd gemaak het vir hom nie. Dit is ook geprofeteer in Jesaja 11 vers 10, het Jesaja geprofeteer, die nasies sal na hom vra. So hierdie is 'n profesie wat waar word in hierdie oomblik. Dan lees ons, Filippus het gegaan en dit vir Andreas vertel. Nou, hoekom vertel hy dit vir Andreas? Hoekom gaan hy sommer reguit na Jesus toe nie? Want hy het getwyfel of hy 'n heiden ou kan vat nou na Jesus toe. Daar was hierdie stigma in sy kop. En hoekom Andreas? Want Andreas is die ou in jou Nuwe Testament. As jy Andreas het saam met Filippus groot geword, so hulle was best chommies. Hulle kom altyd uit Betsaida uit. Petrus, Jesus se ander disipel, kom ook uit Betsaida uit. Andreas en Petrus is broers gewees. So hy gaan na sy beste vriend toe, wat Andreas is. En Andreas het hierdie reputasie tussen die hele evangelies, dat hy is die disipel, wat die heeltyd al die mense na Jesus toe gesleep het. Hy het vir Petrus aan Jesus voorgestel, volgens Johannes. Hy was die ou wat by Jesus gekom het en gesê, hier is die seun met die visies en die broodjies. En nou vat hy hierdie Grieke ook na Jesus toe. Daar's 'n klomp stories. Andreas was die ou. Hy was 'n disipel. Hy was 'n volgeling van Jesus en hy wou almal moet Jesus ontmoet. Wat Johannes se punt is, eintlik net om vir ons almal te wys, wat doen 'n disipel? So hy gaan na Andreas toe, Filippus. En Andreas en Filippus, Andreas het seker net gesê, wat tel maak jy, bring die ouens. En hy sê, en hulle na Jesus toe gevat. Kom ons gaan. Daarop sê Johannes vir hulle. Daarop sê Jesus vir hulle, sorry. Ons weet nie of Jesus toe nou met die mense ontmoet het nie. Hy sê vir Andreas en Filippus hier. Hulle het na Jesus toe gegaan. Of hulle nou vir hom gaan toestemming vra het, en of die Grieke so eentjie teruggestaan het, ons weet nie. Hulle sou definitief nie soos chommies langs hulle geloop het nie. So ons weet nie of Jesus hierdie Grieke reguit antwoord nie. Ek vermoed hy het nie reguit met hulle gepraat nie. Hy het net eers met sy disippels gepraat. Want hy sê spesifiek vir sy disippels, wat hy vir hulle geprofeteer het, word nou waar. Hy sê die tyd het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. So hier kom hulle by Jesus, en Jesus sê die tyd het aangebreek. Dis soos 'n ou, jy wil graag 'n ou sien, en jy daag onverwags op, en hy kom en hy sê vir jou, sorry ou, die tyd is nou hier, ek moet nou gaan. Waarvan praat Jesus? Hy sê die tyd het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Dit klink so positief. Dit klink so, verheerliking. Hierdie gaan heerlik wees. Maar hy verwys na wat hy geprofeteer het vir sy disippels, al die pad terwyl hulle afgereis het van die see van Galilea af Jerusalem toe vir die Paasnaweek. As jy hier was, sal jy weet wat hy vir hulle gesê het. Hy het vir hulle gesê, ek gaan moet sterf. Ek gaan die sonde van die mensdom moet dra. Ek gaan gemartel word, ek gaan oorgegee word, ek gaan verwerp word, ek gaan aan 'n kruis vasgeslaan word, ek gaan sterf. Hy het dit oor en oor vir sy disippels vertel. Nou hoekom laat Jesus dit so goed klink?
Ek bedoel, dis nie goeie nuus nie. Die tyd is nou hier. Jesus sê, hier word al my profesieë nou waar. Want dit was heerlik. Jesus praat nie van sy, wat hy gaan doen, gaan 'n uitdaging wees fisies nie. Hy praat van dit wat ek gaan doen, kan net ek doen. Niemand anders kan nie. En daar's heerlikheid in dit. Wanneer ek doen wat my Vader sê ek moet doen, wanneer ek sê wat my Vader sê ek moet sê, ten spyte van hoe dit 'n effek het op my fisiese mens, dan is dit heerlik. Dis 'n voorreg. En nie een van ons kyk na Jesus en sy verwerping en sy oorgee en sy marteling en sy kruisiging en sy dood as iets wat nie goed is vir ons nie. Ons verheerlik hom tot vandag toe vir dit. Want dit was heerlik. Dis hoekom hy daarvan praat, is sy verheerliking. Die tyd het gekom. Hier gaan ons nou, dis opwindend. Dis goed vir my en vir jou. Dit beteken vir ons die hele wêreld. En toe sê hy hierdie woorde. Dit verseker ek julle. As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Okay, ons het baie boere hierso. Ons almal weet, as jy een saadjie plant, kry jy 'n boom met baie vrug. As jy mooi na hom kyk ook, nê? En nie te veel reën gee nie. Op hierdie punt wil ek net sê, ek het 3 weke terug gebid vir reën. My een chommy is heeltyd op my kuis. Ek het nie gebid vir reën vir Zenine nie, ouens. Ek het gebid vir die Noord-Kaap. Okay, hier is nie my skuld nie. Dis droog daar. Maar al die boere weet, as jy een saadjie plant, groei daar 'n boom en hy draai vrug. Jesus verwys na homself as die koringkorrel. Hy sê mense is nou dood in hulle sonde. Hulle is dood in hulle selfsug. Hulle is dood in hulle begeerte vir hulle self. Daar's vir hulle geen hoop in 'n lewe saam met die Here of 'n verhouding met God nie. En dit gaan een ou vat wat sy lewe gee, wat hulle loskoop van die wraak van God wat hulle verdien. Dit gaan daai ou se lewe vat om vir almal se sonde te sterf, sodat elkeen wat dan 'n begeerte vir God het en tot vertroue in Jesus kom, ewig kan leef. So gaan die deur oopmaak vir lewe saam met God, vir ewige lewe. As ek sterf, is dit wat gaan gebeur. Dit verseker ek julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly dit net een, dan is dit net ek en God. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. En dis hoekom ek sê, hy het nie nodig gehad om die Grieke te sien nie. Wat bedoel hy met 'n groot oes? Hy gaan verlossing bring, nie net vir die Jode nie. Hy gaan verlossing bring vir alle nasies. Die Grieke het nie nodig om my te ontmoet nie. Dit is verseker dat hulle my gaan ontmoet. Ek gaan hulle vrymaak. Daar's mense wat dink Jesus het verlossing kom moontlik maak op die aarde en dis al wat hy gedoen het. Dink julle regtig God almagtig dobbel so met sy lewe? Dat hy verlossing net kom moontlik maak het en dat hy nie mense red nie. Dat hy nie mense nuut maak met 'n nuwe begeerte nie. Jesus het nie in die kruis gesterf in die hoop dat mense in hom gaan glo nie. Hy het geweet die Heilige Gees gaan in harte werk en mense nuut maak met 'n begeerte vir hom. Dis hoekom hy aan daai kruis gesterf het. Hy het geweet, hier kom 'n groot oes. Wat gaan my lewe kos? Dis interessant hierdie, né? Toe Jesus in die woestyn was. Toe die duiwel heel in die begin van Jesus se bediening, as jy hier was vir Jesus stories, jy kan dit gaan luister. Ek dink is Jesus stories 3 of 4. Dis in die heel begin. Toe die duiwel vir Jesus gevat en vir hom gesê, hy het gevas vir 40 dae en 40 nagte in die woestyn. En daar lê klippe en hy sê vir Jesus, "Jy's honger man, sê vir die klippe hy moet 'n brood word." Dis mos nou verskriklik maklik. Dis baie makliker as om oor te gee en verwerp te word en gemartel te word en gekruisig te word en dood te gaan. Hy het hom na 'n hoë afgrond gevat gesê, "Gooi jouself hier af. Jou Vader is lief vir jou, hy sal engele stuur om jou te vang." Dis mos nou verskriklik maklik om so die heerlikheid van God te beleef in plaas van om verwerp te word en gemartel te word, vasgeslaan te word in 'n kruis en te sterf. Hy sê, "Buig jou knie en erken my
En die hele koninkryk van die wêreld is joune. Dis mos baie maklik. Jesus sê, daar is nie 'n ander manier nie. Hierdie is wat die Vader gesê het. En dis vir my 'n eer om te staan waar God my sit. En te doen wat God my gee om te doen. En om te sê wat God sê ek moet sê. En dis hoe die groot oes gaan kom. Ek gaan nie myself prioritiseer bo die behoefte nie. Ek sal dit nooit doen nie. Want dis wat die duiwel verwag. Wie sy lewe bo my lief het, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal dit vir die ewige lewe behou. Ek kan hierdie op so baie verskillende maniere verduidelik, maar ek dink die een wat seker die meeste vir my sin maak, is, jou lewe is tydelik. En dit is so, in die perspektief van die ewigheid, is dit in 'n oogwink verby. Psalm 90 sê, Moses, hy het net een psalm geskryf, jou lewe is in die oggend soos groen grasies wat opkom en groei, en teen die middag is jy afgesny met 'n grasnyer en lê op die komposhoop, en dis hoe vinnig jou lewe is. In perspektief met die ewigheid. En dat jy inkoop in die ding in van, ek het my sekuriteit nodig. My lewe is in my hande en die sukses van my lewe is in my hande. Dis 'n resep en 'n strategie vir uitermatige, besonderse, slegte sukses. Jy gaan alles verloor op die eind van die dag. Dit gaan niks beteken het nie. Jy mag dalk dink, ek het 'n great lewe op die aarde gehad, net om die res van jou ewigheid in absolute angs te leef en wraak te leef. Wie sy lewe bo my lief het, verloor het. Wat is my lewe? My lewe is alles wat ek gekry het en alles wat ek dink ek verdien vandag. Ek sê dink, want wat jy regtig verdien is 'n pak slaas soos een wat Jesus gekry het in 'n kruisdood. En jy kry dit nie. Maar ons het ons kwalifikasies en ons harde werk en ons sweet. So ons verdien hierdie. So alles wat jy gekry het en alles wat jy dink jy verdien, dis jou lewe. En as jy voel, dit gee vir jou vrede en sekuriteit, het jy moeilikheid. Inteendeel, hierdie lewe het 'n manier om jou te herinner dat daai goed is nie so briljant as wat ons dink dit is nie. Veral wanneer my kind siek word en ek weet nie wat om daaraan te doen nie. Veral as ek terminaal siek word en ek weet nie wat om daaraan te doen nie. Veral as daar goed uitbreek waar ek geen beheer het in die wêreld nie. Natuurrampe of ander mense wat besluit te maak wat 'n effek het op my. Wie sy lewe bo my lief het, sal dit verloor, en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal die ewige lewe behou. Met ander woorde, Jesus is besig om te sê, ek is jou verstek posisie, nadat ek jou nuut gemaak het, en in jou begeerte vir my gesit, ek is jou benchmark, ek is die een waar jy fokus, ek is die een wat jou gewys het hoe. Dis jou beste opsie, om ontslae te raak van jou selfsug wat jou gaan verongeluk. As iemand my wil dien, moet hy my volg. Niemand is verstandig nie, Romeine 3 vers 10 het Paulus gesê. Niemand is regverdig nie. Niemand soek God nie. Romeine 3 vers 10 tot 12 as jy dit wil gaan lees. Daarbo die heel boonste sinnetjie sê, as iemand my wil dien. Niemand wil God dien in sy eerste geboorte wat selfsugtig is nie. So hoe het dit gebeur? Dat ek hom ewe skielik nou wil dien. Hy het jou nuut gemaak in jou binnekant. Hy het vir jou begeerte vir hom gegee. Jy het sy Heilige Gees in jou beleef. En dit sal 'n natuurlike resultaat hê van jy sal hom volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. Stating daarop wees. As jy iemand volg, gaan jy natuurlik gaan waar die een gaan wat jy volg. Die verwysing hierna, as jy dit gaan opswat, is eintlik die doop, waarna Jesus hier verwys. Behalwe dat Jesus homself laat doop het as 'n vervulling van 'n profesie en om vir ons die voorbeeld te wys van hoe om te leef, het hy ook gesê, verkondig die evangelie, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit was ook 'n opdrag wat hy gegee het. En daai is asof dit 'n merk op jou is, wat jy ronddra, daai doop. Wat jou identifiseer met Jesus Christus in sy lyding en in sy opstanding.
Nou, ek gaan dit nou vir julle lees oor hoe die disippels het gesien het om dit vir jou dalk makliker verstaanbaar te maak. Maar op hierdie aardbol identifiseer ons nie net met ek is nou ewig God se en ek gaan eendag hemel toe nie. Nadat hy jou gered het, identifiseer jy jouself ook met Jesus se lyding. Dankie tog, ons word nie meer vandag gekruisig nie, maar sou ons weer word, dan sou ons daai pad stap. Want dis wie ek volg. Waar identifiseer ons onsself simbolies met Jesus se lyding en sy opstanding? Met die groot doop. Want wanneer jy onder die water gaan, dan sê jy, ek leef nie meer nie. Ek sterf my ou mens af. En as ek opstaan en kom in die water en sê, ek leef nou vir die een wat 'n begeerte in my gesit het, vir die een wat my 'n nuwe mens gemaak het. Ek identifiseer met hom in sy dood, maar ek staan uit die doodheid op, soos hy die doodheid opgestaan het om vir hom te leef. En dis wat Jesus hier bedoel. Ek lees vir julle die skrifverse. Paulus het in Filippense 3 vers 10 het so verduidelik. Hy het gesê, al wat ek wens, is om Christus te ken. Want om Christus te ken en gered te wees is sinoniem met mekaar. Die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur om aan hom gelyk te word. Dis hoe Paulus het geskryf vir die kerk in Filippense. In Romeine 8 vers 17 het hy geskryf, aangesien ons deel het aan sy lyding. Nou moet jy weet, as ons Paulus vat, hoe het hy deel gehad aan hierdie lyding van Jesus Christus? Wel, hy het eers gedink, hy werk vir die Here, sy naam was Saulus, hy het die mense van die Christen geloof vervolg, en toe die Here vir hom sê, ek wil jy moet vir my kom werk, en sy hele lewe het verander, en vandat hy vir die Here begin werk het hy oomblikke van lyding beleef in sy aardse lewe, want hy het homself gegee vir wat God wou gehad het, hy moet doen. So, hy is deur 'n slang gepik, hy is met stokke geslaan, hy is gestenig, hy is uiteindelik dood, sy kop is afgekap. Hy het deel gehad aan Jesus se lyding. Aangesien ek deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Ek sal die ewige lewe in enigheid, ek sal nou al leef en eendag saam met hom leef. Petrus, wat Jesus se disipel was, het dit so geskryf. Hy het gesê, wees liewer bly, hoe meer julle in die lyding van Christus deel. Wees opgewonde daaroor, dat jy moet ly, sodat God se koninkryk kan uitgebrei word, met ander woorde. Want dan sal julle ook oorloop van vreugde, by sy wederkoms in sy heerlikheid. Jesus self het dit op hierdie woorde gesê in Lukas 9 vers 26, elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, met ander woorde, skaam beteken elkeen wat hom nie met my identifiseer in my lyding en my opstanding nie. Vir hom sal die seun van die mens hom skaam, wanneer hy kom. En ek dink julle kry die punt. As iemand my wil dien, moet hy my volg, en daai begeerte kom van God af. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Daai laaste sinnetjie wil ek ook op 'n praktiese manier vir jou verduidelik. As jy ooit, dit gaan nou dalk 'n baie wyn voorbeeld, maar ek gaan dit doen. As jy ooit my wil verheerlik, asof ek enige heerlikheid toekom, maar as jy ooit my wil verheerlik, het dit niks met my uit te waai nie. Jy kan biltong koop, jy hou van biltong. Jy kan 'n nice treat, maar as jy regtig my wil verheerlik, doen iets waar dit aan my vat. Waar vat dit aan my? Wanneer kom by my kinders? Want dis my hartse punt. Dis waar my liefde lê. As jy God wil verheerlik, volg sy seun. Doen wat sy seun sê. Gaan waar sy seun gaan. Want dis hoe my lewe God eer, en dis hoe God my eer. Jy vat aan iemand as jy aan sy kinders vat. Goed of sleg. Jy kom by God uit, as jy by sy seun bly. Dis hoe jy dit doen. Dis hoe jy God se aandag trek. En toe sê Jesus hierdie woorde, nou is ek diep ontsteld. En ek dink,
hierdie is so eenvoudig, hierdie is so 'n konsep ding wat ons nie altyd konteks voor het nie. Wat beteken Jesus hy's diep ontsteld? Want letterlik is hy almagtig en kry hy enigiets gedoen, het hy vir Lazarus uit die dood uit opgewek, het hy op water geloop. Ek bedoel, enigiets is moontlik vir hom, fisies in hierdie wêreld. Waaroor is hy nou ewe skielik so ontsteld? Hy kan hierdie mos help. Ek bedoel, my naam is Petrus en ek het vir hom gesê toe hy sê hy gaan sterf, kom ons gaan weg. Kom ons hardloop. Waar is hy nou ontsteld? Hierdie is sy skuld. Dis baie keer hoe ons met ons eie breine dink, maar dis nie waarvan Jesus praat nie. Hy verwys nie so seer na die fisiese lyding waardeur hy nou gaan nie. Hy verwys na hy weet wat moet gebeur wanneer hy hierdie doen. Wat gaan gebeur? Hy gaan die sonde van die mens op hom neem en sy Vader gaan sy gesig van hom af wegdraai, sy rug op hom draai. Daar gaan skeiding kom tussen hom en sy Vader. En dit het hom, dis die ene wie sy lewe, dis die ene wie sy hande sy lewe is. Dis die een waarop hy staat maak vir lewe. En dis die loon van die sonde. Dis dood. Ek is diep ontsteld. Ek dink hy bewys ook die feit dat hy 100% 'n mens was. Hy was God in 'n lyf, maar hy was ook 100% 'n mens. En wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur? Is hy sarkasties daar? Wel, ons was nie daar nie, so ek is nie seker nie. Maar juis hiervoor het ek gekom vir hierdie uur. Dis hoekom ek hier is. Vir geen ander tyd nie. Ek is hier om te doen wat my Vader sê ek moet doen. Ek is hier om te sê wat my Vader sê ek moet sê. Ander woorde, Jesus word in hierdie oomblik oorweldig deur gruwel. En die dood en hoe sleg dit is. Sodat ek en jy ook tot op daai plek kan kom waar ons besef, ek het God nodig. Ek kan nie op myself staat maak nie. Hy sê vir jou Vader, verheerlik U naam. Want dis hoekom ek hier is, dit gaan oor U nie oor my nie. Die hele lewe gaan oor U nie oor my nie. Verheerlik U naam. Toe daar 'n stem uit die hemel gekom. Ja, ek wens ek was daar. Ek het my naam verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. Wat bedoel God die Vader wat uit die hemel uit praat as hy dit sê? Hy praat van, ek het hom klaar verheerlik deur my seun aarde toe te stuur om te sterf as 'n sondeoffer. Hy praat van alles wat sy seun tot nou gedoen het met Lazarus wat uit die dood uit opgestaan het en nou daar staan. Ek het klaar die fokus begin skuif, met ander woorde. Ek het dit al gedoen en ek sal dit weer doen. Julle gaan nou eers sien, hier kom dit nou. Hier is die cherry nou vir die koek. Hier gaan dit nou. Ek sal dit weer doen en ek gaan dit doen deur my seun. En dan lees ons hierdie. Die mense wat daar gestaan en dit gehoor het gesê dat daar 'n donderslag was. Ander het gesê engel het met hom gepraat. Dis so interessant hierdie, né? Dit beteken daar was 3 tipes reaksies op hierdie wat hier gebeur het. Daar het ewe skielik net 'n stem in die hemel. Die eerste keer wat hierdie gebeur het was toe Jesus gedoop is, toe kom die stem van God uit die hemel uit, die Vader, wat sê dis my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Hier gebeur dit vir 'n tweede keer. En dit is vir my so special, dit gebeur net so voor hulle hom nou gaan arresteer. Dat hy sê ek is by jou. Daar was 3 reaksies. Die mense met die harde harte. Jo, dit kom reën ouens, ons moet hier uit die pad uitkom. Ons gaan nou nat wees. Ander het gesê, dit moes 'n engel gewees het, want daar was 'n hoorbare stem. En dan Johannes natuurlik wat hierdie geskryf het presies geweet wat het gebeur, want hy het God se woorde neergeskryf. Wat vir jou wys, daar gaan altyd verskillende reaksies wees op enige nuus oor die Here. Van God. Jy gaan die ongelowige harde harte kry wat se begeerte net wat ek is en hoe ek dink en wat ek wil hê dit moet wees. En dan gaan jy die ouens hê wat oop is om te ontvang, maar hulle is nie 100% daar nie. En dan gaan jy die ouens kry wat leef om God se stem te hoor en te doen wat God sê ons moet doen. Toe sê Jesus, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. So, hy sê, my pa het nie nou net opgedaag om my rustig te maak nie. My pa het nie nou net opgedaag om vir my te sê, moenie worry nie, my laaitie, ek's by jou. My pa het nou opgedaag, dat jy dit moes hoor.
En as jy dit nie uit my Vader se mond self uit kan hoor nie, het jy moeilikheid. Want jy klou aan jou lewe vas. En dis 'n strategie vir mislukking. Wat leer ons by Jesus? Sorry, ek gaan oor die tyd sien ek. God word verheerlik deur opoffering. As jy God wil verheerlik, lê ek my lewe neer volg ek Jesus Christus. Vereenselwig ek myself met sy lyding. So as ek swaar kry in hierdie wêreld as gevolg van die feit dat ons besig is met sy koninkryk, dan is dit so. Dis hoe ek God verheerlik. Dis hoe ek doen wat hy doen en hoe ek sê wat hy wil sê. Dis hoe ek deel van sy plan is. Dood lei na oorvloedige lewe. Ek het nog nooit iemand ontmoet wat op sy sterfbed lê, wat vir my sê, bring net weer vir my daai paar skoene, daai hoë hakskoene waarvan ek so baie hou nie. Ek wil hulle net vir oulaas weer sien nie. Hoorie, bring net daai kar vir my wat ek so mooi opgebou het, dat ek hom net vir oulaas, wil iemand my net gou dra tot daar, dat ons net gou 'n draai en terugkom nie. Dis al wat ek nog wil hê vir oulaas nie. Al wat saak maak die dag as jy op jou sterfbed lê is verhouding. Dis al wat saak maak. Ewe skielik het al die ander goed verdwyn. Alles wat jy gedink jou sekuriteit in is, het verdwyn. In hierdie lewe kan jy 'n saadjie wees wat sterf om vir ander mense lewe te gee. Daar's soveel mense elke dag in die areas waarin ons beweeg, wat jy so min doen. Partykeer sommer net 'n woord van encouragement. Nou die Afrikaanse woord is nou weg, maar te gee vir iemand en daai persoon beleef hoop. Daai persoon sê ek sien weer kans. En hy dra dit oor vir iemand anders, hy dra dit oor vir iemand anders. Net jou gehoorsaamheid in daai oomblik, en dit was dalk vir jou moeilik. Gee lewe vir ander mense. Wat jy doen elke dag maak saak. En as jy kies om jouself te vereenselwig met sy lyding, is jou lewe effektief. Gaan jou lewe bring, as gevolg van die Here se werk deur jou. Derdens, as die mens deur sy offer lewendig gemaak word sy lewe die mens se lewe. As die Here binne in jou 'n nuwe mens skep met 'n begeerte vir hom, en nou is jy in konflik tussen jou begeerte vir hom en jou selfsug, dan wen sy lewe. Jy word 'n disipel van hom. God se heerlikheid is die doelwit. Dis waar ons leef. Dis hoekom ek opstaan in die oggend, is om God te verheerlik, te luister na wat hy sê en te doen wat hy wil hê moet gedoen word. En laastens, hy maak jou lewendig met 'n begeerte vir hom. Ek wil net hierdie laaste argument by jou land. Sorry, ek is 4 minute oor die tyd al. Hy maak jou lewendig met 'n begeerte vir hom. As jy selfsugtig gebore word en jy soek nie God nie, soos Paulus het geskryf het in Romeine 3 vers 10, en daar is niemand verstandig nie, dink jy regtig jy gaan met daai wil kan kies om God te dien, en dit gaan uitwerk op die eind van die dag vir jou? Jy moet nuut gemaak word met 'n nuwe bron van lewe. As jy 'n nuwe lewe gaan lei. Jou wilskrag is nie so sterk dat jy dit uit jou eie uit kan regkry nie. Dit is die hele doel gewees van die Ou Testament. Om vir die mens te wys, hy kan nie, hy het 'n verlosser nodig. Hy moet oorgebore word, hy moet nuut gemaak word. Kom ons bid saam. Ons sê, Onse Vader, ons loof en ons prys U vir hierdie woord, Here. Ek wil bid dat U dit diep sal plant en dit sal lewe kry. Heilige Gees, kom maak dit nat, dat dit sal groei en dat dit sal vrug dra in ons lewe. Dat ons sal leef soos U geleef het. Dat ons sal lewe in oorvloed voor ons oë sien ontvou. In hierdie lewe nog en na, Here. Mag ons hele lewe met al sy vertroue in U hand sit en nie probeer om reg in eie hande te neem nie. Ons loof en ons prys U vir U genade en dat U ons nooit alleen los nie en dat U altyd aanhou om ons te leer. In die naam van Jesus, amen.